Daar's niks op aarde eintlik wat ons mee kan vergelyk wie God is nie. Dit gaan nog steeds ons kan vergelyk, want hy is Vader, hy is liefde, hy is al hierdie goed. Dit is wie hy is, maar dit is nog steeds nie wie hy is in sy volheid nie. En ons gaan nooit wie hy is in sy volheid ooit kan beskryf nie. Weet jy wat die beste nuus ooit? Die beste nuus ooit is dat hierdie groot God gevra, hoe sien jy God? Is enigiemand hier vanaand vir wie iemand al gevra het, hoe sien jy God? Dis 'n moeilike vraag om te antwoord. Dis 'n moeilike topik om oor te praat ook. Want 'n ou kan eintlik God nie beskryf nie. Hy is te groot, hy is te almagtig, ons het nie genoeg woorde om hom te beskryf of om hom te kan begin ewen te beskryf nie. En dis wat hom so waardevol maak. Dis wat maak dat hy so waardig is om geaanbid te word, is dat hy 'n God is wat nie kan beskryf word nie. Nou in my letterlik heel eerste boek van my teologiese studies, wat ek gedoen het, Introduction to Theology, waar hulle vir jou sê, wat is teologie, wat is theology? Sê dit bestaan uit twee woorde, theos en logos. En die twee woorde saam beteken, theos beteken to study, the study of. En logos beteken die woord van God. En wat dit saam beteken en wanneer dit by mekaar kom, beteken dit letterlik to study God, to study the word of God. En dis wat hulle vir ons gee, dis die eerste sin van ons teologiese studies, dis die eerste sin wat ek gelees het in my studies. En dan is daar 'n punt. En direk na die punt begin die volgende sin. En die volgende sin sê, God cannot be studied. So dis waaroor teologie gaan, is om God te studeer, maar God kan nie gestudeer word nie. Want hy is in sy essens, is hy te groot. Hy is te almagtig vir ons om hom enigstens te kan beskryf. Teoloë oor jare heen, van die begin af probeer om God te beskryf, en ons kom net nie reg nie. Die Bybel vat geen tyd, vat geen moeite om die bestaan van God te probeer verdedig nie. Dit vat geen moeite om God se bestaan te probeer uitken nie. Daar's nêrens in die Bybel waar daar 'n vers is wat sê God bestaan nie. Die Bybel vat die bestaan van God eintlik as vanselfsprekend. Wanneer jy die Bybel lees, vat hy dit as vanselfsprekend dat God bestaan. Daar's een vers in die hele Bybel wat die bestaan van God probeer verdedig, en dit is in Psalm 22, dink ek, waar Dawid skryf, It is only a fool that believes there's no God. Dis letterlik die enigste vers in die Bybel wat beskryf dat God nie bestaan nie. Dis die enigste vers, en dis hoe groot God is. Want die hele woord, die hele skepping, alles rondom dit, getuig eintlik dat God bestaan. Daar's te veel evidence in die wêreld om te glo dat God nie bestaan nie. God bestaan, en hy's real, en hy's groot, en hy's almagtig, en hy's amazing, en hy's 'n deel. Hy's nie daar ver af nie, hy's hier saam met ons. En terwyl ons hom probeer beskryf, en soos wat ons hom probeer beskryf, kan ons kan tot in 'n groot mate, kan ons die surface begin scratch oor God se grootheid, oor wie hy is, en om te begin probeer beskryf, ons kan probeer, maar daar's net gedeeltes en kwaliteite wat ons kan beskryf, maar hom in sy hele essence, en ek gaan vanaand bietjie stil staan by dit, by hom as skepper God. En dis maar een van die kwaliteite van wie God is. Hy is soveel meer as net 'n skepper. Hy is soveel meer as net liefde. Hy is soveel meer, en in die week vra ek die span, want julle moet verstaan, dis vir my moeilik om te preek oor hierdie tema. Dis 'n moeilike topik om te sê, wie is God? Om te sê, hoe sien jy God? En ons is besig met hierdie reeks oor perspektief, wat gaan daaroor, oor hoe sien jy wat jy sien? En ek gaan hierdie mic afsit, Gert, ek gaan hierdie ander mic vat, hoor. Dankie Gert. Net nou gaan iemand groot skrik en opspring as hy bom geluid maak of so. Maar in elk geval, ons is besig met die reeks perspektief, en vanaand se tema is, hoe sien jy God? Hoe sien jy God? En terwyl ek dink oor dit, want ons perspektief oor God en hoe ons God sien gaan bepaal hoe ons leef teenoor God.
Dit gaan bepaal, dit gaan 'n groot bepalende faktor wees oor hoe ek myself ook tot in 'n groot mate sien, is hoe ek God sien. A.W. Tozer het gesê, die beste ding vir 'n mens om te kan doen is om te beskryf hoe jy God sien. En hoe jy God sien gaan bepaal en gaan tot in 'n groot mate wys wie jy is en wie God vir jou ook is. En in die week vra ek die span, want 'n kort kripnotes, want dis 'n moeilike tema, 'n kort kripnotes. Ek sê ouens, julle moet my help. Verduidelik vir my, hoe sien jy God? En ons het 'n gedeelte in ons week op 'n donderdagoggend van 11:00 tot 12:00. Dis hoekom as jy ons traai bel van 11 tot 12 is ons nie available nie, want dis 'n gedeelte wat ons hier by die kerk het, woord en worship, waar ons intree vir die Sondag. En ek vra vir hulle by woord en worship hierdie donderdag, vra ek vir elkeen op span, ek vra, hoe sien jy God? En elkeen van hulle gee 'n beskrywing oor hoe hulle God sien. En ek gee my beskrywing oor hoe ek God sien. En op die einde van die dag kom ons almal agter dat elkeen van ons se prentjie oor God kom teruggetrek na ons toe. Ons kan amper God nie beskryf sonder om ons in die prentjie te sit nie. Want ons praat oor God wat elke haar op ons kop getel het, en dit is wie hy is. Ons praat oor God as 'n vader, want daar's iemand op ons span wat nie 'n pa het nie, en hy sien God as 'n vader. En al hierdie goed is waar, maar dit kom die hele tyd terug na ons toe, en ek sê, dis nie die antwoord wat ek soek nie. Hoe beskryf ons God sonder ons? Hoe haal ons heeltemal uit die prentjie uit, en beskryf vir God? En Aldo, een van ons interns daar uit Saudi-Arabië of Abu Dhabi, of een van daai plekke daar oor see af, een van ons interns, Aldo, hy's 'n diep ou. En hy sê, daar's niks op hierdie aarde waarmee hy God kan beskryf nie. Hy sê, daar's niks waarmee hy God kan vergelyk nie. Hy kan God nie met sy pa vergelyk nie. Hy kan nie, want sy pa het al foute gemaak in die lewe. En hy kan God nie sien as een wat foute maak nie. Daar's niks. Hy kan net nie God vergelyk met enigiets op die aarde nie. En ek dink, wow, dis eintlik 'n mooi prentjie van hoe jy God sien. Is om te sê, ek kan hom nie sien as enige iemand of enige iets in die wêreld nie. Maar ek wil hê ons moet vanaand nie op mense opinie staat maak nie, maar op God se woord oor wie hy is en hoe ons God behoort te sien. In die Bybel se heel eerste woorde, letterlik die heel eerste woorde wat die Bybel vir ons gee, wanneer ons die Bybel oopmaak, Genesis 1 vers 1, sê vir ons, God is 'n skepper. Dit beskryf God as 'n skepper. En Genesis 1 vers 1 sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En dit is vir ons baie belangrik om te weet, dat die een wat die skepingswerk gedoen het, staan apart van sy skepping. Want jy kan nie iets skep terwyl jy 'n deel is van die skepping nie. Ferrari se skepper kon nie die engine van Ferrari gewees het en Ferrari geskep het nie. Dis nie hoe dit werk nie. Hy moes Ferrari geskep het en hy staan buite sy skepping. En dis wie God is. Hy's 'n skepper. Hy staan buite die skepping. Daar was niks gewees nie. En God het 'n woord gesê. En daar's hemel en daar's aarde. Uit niks uit skep God iets. En dis wie God is. En dis hoe ons behoort na God te kyk. Want baie keer gaan ons deur die lewe en in die lewe sien ons, dalk in jou finansies, dalk in jou vriendskappe, dalk in verhoudings, dit voel vir jou of jy 'n niks lewe het nie. Dit voel vir jou of daar niks in jou lewe aan die gang is nie. Dit voel vir jou of jy eensaam is, daar's niemand in jou lewe nie, daar's niks in jou lewe nie. God is 'n skepper. Hy's 'n goeie skepper. Hy's een wat professioneel is daarin om uit niks uit iets te maak, en hy kan dit vir jou in jou lewe doen. Hy kan in jou lewe, in jou niks situasie waarin jy is, hy kan dit verander en hy kan vir jou iets maak uit dit uit. Want God het uit niks uit die hemel en die aarde gemaak. Daar was niks, toe was God, en toe skep God, en toe is daar iets, en dis wie God is. En dis hoe ons na hom behoort te kyk ook. So jy hoef nie alleen te voel nie. Jy hoef nie deur hierdie lewe te gaan en te voel, jy het niks nie. As jy God het jy die skepper, wat enigiets kan skep, wat enigiets uit niks uit kan maak, en as jy hom het jy genoeg, om deur die lewe te gaan. Maar hy sit ook mense in plek, hy sit mense om jou, sodat jy saam met mense die pad kan stap, want dis wie hy is. Hy het ons nie alleen in hierdie aarde gesit nie, maar God skep uit niks uit, skep hy iets. En daar behoort vir ons 'n duidelike onderskeid getref te word, tussen die skepper en die skepping. Aldo het dit so mooi vir ons verduidelik ook, terwyl ek vir hulle vra, hoe sien jy God? En hy sê, dit is soos 'n videogame. 'n Ou wat 'n videogame gemaak het, hy kan deel hê in die videogame, en hy kan speel op die videogame, maar hy kan nie in die videogame inklim nie. Hy kan nie daar binne in die videogame wees nie, maar hy kan 'n deel wees van die videogame, want hy kan die controls in sy hande vat en hy kan die game speel. En dis wie God is. Hy's apart van die skepping, want hy is die skepper.
Dis wie hy is, hy's groot, hy's almagtig en dit sit hom totaal en al in beheer. Die feit dat hy apart staan van die skepping, sit hom in beheer. En dis hoekom is God in beheer van alles. Dis hoekom is hy in beheer van jou omstandighede. Hy's in die beheer van dit wat jy voel jy niks oor het nie. God is in beheer van dit. As jy in hom bly en hy in jou bly en jy gee hom die kans, dan kan hy uit daai niks uit kan hy vir jou iets maak, want dis wie hy is. Sy woord sê vir ons, hy sal ons nooit los nie. Hy sal ons nooit begewe nie, hy sal ons nooit in die steek laat nie. Dis wie hy is. Hy het ons geskep. Hoekom het hy ons geskep om ons te verlaat? Hoekom het hy ons geskep om niks te hê nie? Dis nie hoekom hy ons geskep het nie. Hy het ons geskep om te hê en lewe en dit in oorvloed. En die lewe en dit in oorvloed is om hom te ken, om hom persoonlik te ken. Deuteronomium 31 vers 6 sê vir ons, hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie en hy sal julle nie alleen laat nie. Dan sê Joshua 1 vers 5 vir ons, solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. Dis God, Skepper God wat hier praat. Die een wat uit niks uit iets maak, dis hy wat hier praat. En sy woord sê vir ons, dat elke belofte in sy woord vir sy kinders, ja en amen is. En elke profesie het tot vervulling gekom in Jesus Christus. En as ons deel in Jesus Christus, omdat ons harte vir hom gegee het, dan beteken dit ons deel ook in die beloftes, in die profeseë wat gespreek is oor Jesus. Ons deel ook daarin, want ons is in hom en hy is in ons. En as hierdie belofte al is het Ou Testament, as hierdie belofte sê, God sal jou nooit in die steek laat, en dan kan jy hom vat op sy woord. Hy wat die skepper is, sal uit jou niks uit, sal hy vir jou skep. Hy sal vir jou gee, baie meer as wat jy ooit kan verwag, baie meer as wat jy oor kan dink, bid of vra, sê die woord vir ons. Want dis wie hy is. Hy skep uit niks uit. Skep hy vir ons iets. En my vraag vanaand is jy bang? Is daar iets in jou lewe wat jou bang maak? Vrees jy vir die toekoms? Vrees jy of jy die volgende bord kos op die tafel gaan hê? Vrees jy dalk mense? Is jy bang? Is daar iets in jou lewe waarvoor jy vrees? God se woord kom en dit sê vir ons, jy het nie nodig om te vrees nie, hy sal jou nooit los, hy sal jou nooit in die steek laat. Dan kom die Nuwe Testament, en al voel dit vir ons partykeer, of God ons in die steek gelaat het, asof ons verlaat het, in werklikheid het hy nie, en sal hy nie, want dis nie wie hy is in sy aard nie. Die Nuwe Testament kom bevestig wat die Ou Testament vir ons sê, in Hebreërs 13 vers 5, hy sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Nou daar's 'n liedjie van ABBA, baie van julle, die jonger mense sal dit dalk nou nie ken nie, maar daar's 'n liedjie van ABBA wat sê, money, 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 it's so funny in a rich man's world. En dit is so die waarheid, want met al die ekstra geld en al die ekstra goed wat ons kry in die lewe, kom daar ekstra verantwoordelikheid, want God gee nie net nie, hy gee sodat jy 'n rentmeester kan wees. So al het jy al hierdie goed, al het jy so baie, en die geld noodwendig en die dinge noodwendig wat jy het, is nie die probleem nie, maar die liefde daarvoor, as jy meer werk vir dit, as vir die een wat dit geskep het, dan is jou prioriteite op die verkeerde plek. As dit vir jou meer gaan om meer bymekaar te maak, as om die God wat vir jou meer gee, die God wat vir jou meer skep, te behaag en hom tevrede te stel, dan is jy besig om op die verkeerde pad te gaan, dan is jy op die verkeerde trein. Maar as jy in hom bly, dan sal hy vir jou genoeg gee, in elke omstandigheid. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak waaraan jy behoefte het nie, as jy in hom bly, sal hy vir jou gee, genoeg om van te leef. So ek vra julle vanaand, met die tema van vanaand, hoe sien jy God? Hoe sien jy God in jou lewe? Wat is jou perspektief oor God? En ek kom terug na Genesis 1 vers 1 toe. Dit sê in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dis wie God is. Hy is die skepper. Ek sê dit weer, want hierdie eerste vers sê genoeg vir ons om ons besig te hou vir die hele aand. Ons kan die heel aand praat net oor hierdie een vers, wanneer ons praat oor hoe sien jy God. Kan ons die heel aand net oor Genesis 1 praat? Ons kan die hele maand oor dit praat, ons kan die hele week, ons kan die hele jaar. Ons kan nie ophou praat, uitgepraat raak uit net Genesis 1 uit nie. God skep die hemel en die aarde. Nou ons sterrestelsel beweeg teen 'n spoed van 180.000, meer as 180.000 km/h. Weet julle hoe vinnig is dit? Daar's nog nie 'n Ferrari nie, daar's nog nie 'n jet wat so vinnig kan vlieg soos dit, of kan ry soos dit nie. Ek dink nie as ons kan so vinnig dink,
soos 180.000 km/h plus nie. En hierdie sterrestelsel draai teen 'n spoed van 180.000 km. En dit vat hom 200 miljoen jaar om een omwenteling te maak. 200 miljoen jaar om een keer in die ronde te draai. Hierdie sterrestelsel waarin ons bly. En meer crazy as dit is, dis nie die enigste sterrestelsel wat daar is nie. Dis maar een van 'n biljoen, van meer as 'n biljoen ander sterrestelsels wat daar ook is in die wêreld. Wat daar ook geskep is deur 'n skepper. En dan kom Jesaja 40 vers 12 en dit sê vir ons: wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, die maatemmer op die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Maar hierdie gedeelte wat sê hierso, met die breedte van sy hand die maat van die hemel gemeet, 200 miljoen jaar vir een omwenteling, teen 180.000 km/h, sit in hierdie stukkie van God se hand. In hierdie stukkie van God se hand. Die hele hemel sit in hierdie stukkie, in die palm, gedeelte van God se hand. Ons God is groot. Ons God is amazing. Daar's nie iemand om met hom te kan vergelyk nie. Die breedte van sy hand het hierdie grootheid in die holte, net in die breedte van sy hand. Die slim ouens met die wit jasse, wat al die studies doen, sê as ons moet vergelyk hoeveel sterre daar in die hemel is, kan ons dit vergelyk met elke liewe sandkorreltjie wat daar op die see is, in die hele wêreld wat daar op die see is. Dan kan ons naby die prentjie kom. Nou ek weet nie van julle nie, maar daar's nogals baie sandkorreltjies op die see. Die see bestaan uit baie sandkorreltjies uit. Ons gaan elke jaar saam met Westfalia se graad 10s op 'n uitreik Kosie Baai toe, dan loop ons op die strand. En ek kan vir julle sê, jy loop en dis strand. En jy loop en dis strand. En jy loop en dis nog strand. En soos wat jy loop is daar nog strand, en is nog strand, en is nog strand, en is nog strand. Maar dis net waar jy kyk strand. En daai korreltjies is so klein. En dan is daar nog in die oseaan nog sandkorreltjies. En daar's nog in 'n ander land nog sandkorreltjies. En daar's nog op ander plekke nog sandkorreltjies. En daar's sandkorreltjies op die strande reg oor die wêreld. En dis die vergelyking wat ons kan kry. Dis amper om te kan meet hoeveel sterre daar in die hemel is. En dit alles is in God se een palm. In die palm van sy hand. So om te kan sê dat die heelal sommer net bestaan het, om te kan sê dat daar 'n Big Bang was, dit verg meer geloof as die geloof wat ons het in 'n God wat geskep het. Dit verg baie meer geloof om daai nonsens te glo, as ek mag nonsens sê van die kansel af, as om te glo dat daar 'n God is, dat daar 'n skepper is wat die hele wêreld geskep het. As ons glo, as ons kyk al die evidence wat om ons is, van 'n wese, van iets wat ons geskep het, en God is liefde, en hy skep in liefde, en wanneer hy ons skep, skep hy ons ook in liefde. En God het nie nodig om die heelal te gemaak het nie. Hy het nie nodig gehad om die heelal te maak nie. Weet julle hoekom het hy die heelal gemaak? Hy het die heelal gemaak want hy is 'n God van liefde, in sy wese is hy liefde, en hy het nodig om sy liefde uiting te kan gee aan iets. En toe skep hy. Toe skep hy die hemel en die aarde. Toe skep hy dag en nag. Toe skep hy die visse, toe skep hy die see, toe skep hy die land. En toe skep hy die mens, die kroon van sy skepping. Want hy het nodig om uiting te gee aan die liefde wat hy het. Want dis wie God is. Hy is liefde, en dit bring ons weer terug by Genesis 1 vers 1. Wat sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En nou staan dalk by jou die vraag, okay, God het die hemel en die aarde geskep, maar wie het hom geskep? Wie het al ooit oor dit gewonder? Kom ons wees eerlik, ek het al daaroor gewonder. Ek het al gewonder oor hy het nou wie het vir God gemaak. Waar kom hy dan nou vandaan? En ons kan daai vraag vra vir mekaar, en ons kan daai vraag vra daar buite, en ons kan dalk tot die konklusie kom, okay, daar was 'n skepper wat vir God geskep het. Okay, maar wie daai skepper geskep? En dan kan ons dalk, okay, daai skepper is ook geskep deur 'n skepper, okay, maar wie daai skepper geskep? En wie daai skepper geskep? En wie daai skepper geskep? En so gaan ons met 'n kettingreaksie aangaan en aangaan en aangaan, en ons gaan die heeltyd vra, okay, maar wie daai een geskep, en wie daai een geskep, en wie daai een geskep, en op die ou einde van die dag gaan ons onsself besig hou, ons gaan ons koppe de mekaar maak, ons gaan onsself net de mekaar maak, en ons gaan onsself in 'n negatiewe spiral afvat, om te wonder, wie daai God gemaak, en wie die een voor hom gemaak, en wie die een voor hom gemaak, en op die ou einde van die dag is die enigste antwoord op daai vraag, geloof.
Geloof om te glo dat daar een is wat ons geskep het. Geloof om te glo dat die een wat ons geskep het, 'n God van liefde is, wat ons geskep het om uiting te gee aan sy liefde, wat die heelal geskep het, om uiting te kan gee aan sy liefde. Want daai vraag gaan ons absoluut nêrens bring nie. Die antwoord is net geloof, en ek bring ons weer terug by Genesis 1 vers 1 wat sê, in die begin het God die hemel en aarde geskep. Want God is 'n oneindige God, wat nog altyd daar was. Hy was nog altyd daar, en hy's deur niemand anders geskep nie. Hy was net, hy is net, en hy sal altyd net wees, dis wie hy is. En is onmoontlik vir ons, om met 'n verganklike brein te kan beskryf 'n God wat onverganklik is. 'n God wat nie 'n begin en 'n einde het nie. Vir ons wat 'n begin en 'n einde het, is dit onmoontlik om hierdie God te kan beskryf. Dit is onmoontlik om stil te kan staan, dit is onmoontlik om te kan fathom wie God is. Dit is onmoontlik om te kan sien wie God is. Dit is vir ons onmoontlik. Aldo is 100% reg, daar's niks op aarde eintlik wat ons mee kan vergelyk wie God is nie. Dit gaan nog steeds, ons kan vergelyk, want hy is Vader. Hy is liefde. Hy is al hierdie goed, dit is wie hy is. Maar dit is nog steeds nie wie hy is in sy volheid nie. En ons gaan nooit wie hy is in sy volheid ooit kan beskryf. En weet julle wat is die beste nuus ooit? Die beste nuus ooit is dat hierdie groot God kies om by mense stil te staan. Hierdie groot God kies om elke haar op jou kop getel te hê. Hierdie groot God kies om sy enigste seun Jesus Christus na die wêreld toe te stuur, om te kom sterf vir ons. Al draai ons rug op hom, al het ons hom keer op keer in die rug gesteek, al steek ons hom nog steeds keer op keer in die rug. Kies hierdie groot God, wat alles geskep het, nog steeds, om by my en jou stil te staan, om ons by die naam te ken. Ons in ons hele sterrestelsel, in die palm van sy hand, hoe klein is ons op daai sterrestelsel? In vergelyking met God se hand, maar hy kies om stil te staan. Hy kies om by elkeen van ons stil te staan. En hy kies om 'n Psalm 8 God te wees wat sê, Here, onse Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, onse Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hierdie skepper God, almagtige, groot God, kies om ons net 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese te maak. Hy stel ons aan om oor die werk van sy vingers te heers, dit te bewerk, dit te bewoon. Ons God is groot. Hy is die skepper. Hy is almagtig. Hy is alomteenwoordig. Hy is alreeds by môre. Hy was alreeds by gister. Hy is alreeds by die einde van die maand. Hy is alreeds daar waar jy nog nie eens weet hy kan wees nie. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is groot, hy is heilig, hy is almagtig en hy kies vir my en jou. Hy kies ons. Hierdie God is lief vir jou. En as jy dit nou nog nie gehoor het nie, as jy dit nog nie vandag gehoor het nie, God is lief vir jou. In sy grootheid is hy lief vir jou. En in sy grootheid gee hy om oor jou. En ek wil afsluit, en julle kan saam met my lees op die skerm. Psalm 147 vers 5 sê ons, Here is groot en magtig. Sy kennis is onbegrens. Jeremia sê vir ons, Here my God, u het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir u onmoontlik nie. Dan sê Openbaring 4 vir ons, Here ons God, u is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat u alles geskep het. Deur u wil het alles ontstaan en is alles geskep. Dan sê 1 Kronieke 29 vir ons, die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan u. Ja, alles in die hemel en op aarde,
Aan U, Here, behoort die heerskappy. U is bo almal verhewe. Habakuk sê, God kom van Taman af, die Heilige kom van Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. En dan sê Psalm 19 vers 2 vir ons, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel, maak die werk van sy hande bekend. En dis ons God. Hy is amazing, en hy is groot, en hy is waardig om geloof en aanbid te word. So ek wil afsluit vanaand met die vraag van my tema, is hoe sien jy God? Wie is God vir jou? Hoe sien jy vir God? Kom ons sluit ons oë. Vader, Here, dankie dat ons 'n onbeskryflike God mag aanbid. Dat ons in verhouding mag staan met 'n onbeskryflike God, 'n God wat groot is, 'n God wat almagtig is, 'n God wat bo alles verhewe is, bo alles. Een deur wie alles geskep is. Een aan wie al die heerlikheid behoort. Een aan wie al die eer behoort. Here, U woord sê dat die soem van U kleed vul die tempel. Dis eintlik so 'n humbling gedagte, Here, om te weet dat in U grootheid U ons gekies het. Dat U gekies het om ons aan te stel om te heers oor U skepping. Dat U ons 'n bietjie minder gemaak het as 'n hemelse wese. Here, mag die wete en die gedagte van U grootheid ons vat na 'n plek toe waar ons kom in humble surrender. Waar ons kom in nederigheid en sê, Here, ek gee oor aan U. Ek gee oor aan U. Want U het my geskep. U het my wonderbaar in my moeder skoot gevorm. My aan mekaar geweef. U ken elke deel van my liggaam, U ken my omstandighede. U weet waartoe ek gaan. Mag ons kom in nederigheid en onsself as heilige offers vir U gee. Want Here, U het gekom vir ons om U self te gee as 'n offer vir ons. So mag ons reageer daarop deur onsself ook te gee vir U. En mag ons heers oor die werk van U vingers, oor die werk van U hande, op 'n manier wat U eer en wat lof aan U bring, op 'n manier waar ons doen wat ons doen en alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van U naam, omdat ons weet, Here, U is die een wat ons geskep het. U is die een wat vir ons gegee het, en ons moet rentmeesters wees van dit wat U vir ons gegee het. So Vader, dankie. Here, dankie dat ons kan praat van U grootheid, en dankie dat ons nie uitgepraat kan raak oor U grootheid nie. Dankie dat daar nog so baie te sê is oor wie U is, dat ons vanaand dalk 'n 0,0.1% kon beskryf van wie U is. Daar's nog soveel meer, en ek bid, Here, verbreed ons kennis van U. Verbreed ons geestesoë om U te kan sien vir wie U werklik is. Want ek weet, Here, as ons U begin sien vir wie U is, dan is dit onmoontlik om dieselfde te bly. Dit is onmoontlik dat daar nie verandering in ons harte kom nie. So Vader, my gebed is, verbreed ons visie van U. Mag ons U sien vir wie U is in die volheid. In Jesus se naam. Amen en amen.